In die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. In die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. In die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. In die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. In die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Frikkie, sien jy in die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Môre vriende, baie welkom by vandag se diens. So bly julle almal kon dit gemaak het. Kom ons net die oë sluit. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh Here ons God Vader, baie dankie dat U ons weer wakker gemaak het vanoggend. Here, dankie dat U ons hier saam na U woning toe gebring het. Vader, dankie dat U vir ons 'n God is, dat U goed is. Here, ek wil U vra om ons harte aan te raak met vandag se woord, laat dit op vrugbare grond val, Vader. En ja, Here, laat ons elkeen anders hier sal uitstap vandag, as wat ons hier ingestap het. Here, ek vra dit in die grootste naam wat ek ken, dis Jesus Christus van Nasaret. En ek dank U daarvoor, my God. Amen. Vriende, ek lees vir ons voor Lukas 7 vanaf vers 18. En die disippels van Johannes het om van al hierdie dinge berig gebring. En Johannes het 'n sekere 2 van sy disippels na hom geroep en hulle na Jesus gestuur en gesê: Is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En toe die manne by hom kom, sê hulle: Johannes die Doper het ons na U gestuur en gesê: Is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En in dieselfde uur het hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste, en aan baie blindes die gesig geskenk. En Jesus antwoord en sê vir hulle: Gaan vertel vir Johannes wat julle sien en hoor. Blindes sien weer, krepeles loop, malaatses word genees, dowes hoor, dooies word opgewek, en armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. So vriende, die vraag kom by my op: wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vir ons elke een? En wat se lig sien jy vir Jesus? Ek meen, Jesus het so baie name. En as ons net deur dit moet gaan, dink ek sal ons nogal 'n tydjie besig wees, maar ek wil net so 'n paar vir ons uitlig vandag. Ek dink baie mense het die verwarring van die Here Jesus, dat hy daar sit agter 'n groot tafel soos 'n verskriklike kwaai baas, en jy net so aangluur en net wag dat jy moet verkeerd doen, dat hy jou kan straf en jou kan aanval. Maar weet julle, as ons dan na Jesus se lewe op aarde moet kyk, wat hy alles kom doen het, soos ek nou vir ons voorgelees het, ewen Johannes was nuuskierig oor, is dit nou regtig die Messias? En weet julle, ons is eintlik in hierdie bevoorregte posisie dat ons dit kan hoor, dat
dat ons dit kan lees, dat ons dit kan lees, dat ons dit kan leef. En ons is nie in daai tydperk meer nie. Ons kan regtig God se woord vat en op elke woord wat daarin is, kan ons opstaan en dit gehoorsaam. Ek meen as ons kyk, Here Jesus se een naam, die hoeksteen. Is dit nie die hoeksteen wat hy ook gesê het hy gaan word na sy opstanding nie? Hy gaan die hoeksteen wees waarop kerk gebou word. Hy gaan die hoeksteen wees waarop ons elkeen ons lewens kan bou. Sien julle vriende, Jesus het absoluut aarde toe gekom om ons liefde te kom wys. Kyk net soos wat hy deur sy bediening op aarde. Hy het nooit iemand kwaad aangedoen nie. Ek meen hy het getreur toe sy beste vriend oorlede is. Hy het kwaad geword toe hulle sy vader se huis so besoedel het. Hy was regtig mens, maar weet julle, hy het niemand ooit kwaad aangedoen nie. Hy was liefdevol. Ek meen daardie man het sy lewe gegee vir ieder en elk van ons. Hy is geslat, gespoeg, bespot. En hy het niks verkeerd gedoen nie. Nou sit ek so by myself en wonder ek, moes hy nie nou maar eerder 'n bietjie rebels gewees het nie? Moes hy nie windie gewees het nie? Moes hy nie soos 'n He-Man of iets gewees het, om regtig mense uitmekaar uit te slaan, soos 'n Barnabas wat hulle vrygelaat het in plaas van hom? Moes hy nie eerder so opgetree het nie? Dan sou hy miskien bietjie meer respek gekry het. Dan sou mense meer bang gewees het vir hom. As mense hom dalk meer geglooi het. Ek weet as almal was op skool en goeders, het altyd 'n boelie gekry, die een wat ons hoog uitstaan. Almal was skrikkerig vir hom en almal wil altyd sy tas dra en jou broodjies met hom deel, want jy is bang vir hom. En jy wil mos in sy goeie kant kom. Hoekom het Jesus nie so geraak nie? Want dan sou almal mos in sy goeie kant gegaan het. Ek meen as ons nou kyk na die vyand, na die Satan, wat hy nie alles doen op hierdie aarde nie, maar tog hang die mense hom aan. Die mense glo eerder die een wat nie 'n woord geskryf het, 'n Bybel geskryf het, 'n liefdesbrief vir ons elkeen geskryf het nie. Mense glo hom eerder as plaas van Vader te glo. En ek dink dit maak God se hart so seer. Ek meen, hy het sy geliefde seun gestuur wat geen sonde geken het nie, maar al sy ons sondes op hom gevat het. Hoe kan ons nie so een loof en prys nie? En hy het dit nie kom doen met geweld nie. Hy het absoluut kom doen met liefde. Ons sien, Jesus het gesê, hy is die eerste en hy is die laaste. Hy was van die begin af, van die begin van waar die aarde geskape is, was hy met God. Hy was God, hy is self God, hy is deel van die drie eenheid. Soos ek gesê het, hy is die heilige een. Christus is heilig, beide in sy goddelike en menslike natuur. Weet jy, Jesus wil altyd by ons wees. Hy wil saam met ons wees waar ons werk toe gaan. Hy wil saam met ons wees waar ons mall toe gaan. Hy wil saam met ons weet waar ons gaan uit eet. Jesus het so behoefte aan ons liefde. Ek meen, hy het ons aan selfliefde kom wys. Wat 'n groter liefde is daar nie vir die een wat sy lewe vir jou afgee nie, sy lewe vir jou afstaan nie. Is daar groter liefde as dit? Ek meen, wat 'n liefde sal ons nie hê teenoor ons kinders nie, wat 'n liefde het ons nie teenoor ons kinders nie. Ek dink ons sal alles doen vir hulle. Ons sal ons lewens op die prys sit. Ons sal. En daar kom Jesus en hy doen dit. Jy sien, en ons Here Jesus is 'n regverdige regter. Hy sal regverdig regeer. En weet jy, terwyl ons nog tyd het, kan ons nog versoening met hom kry. Daar is nog tyd. Ons elkeen het nog asem in ons longe. Ek lees nogals, net so 'n bietjie van die punt af, ek lees nogals 'n interessante ding, of althans hoor dit. As jy gebore word, dan sê jy al reeds die Here se naam. As jy jou laaste asem uitblaas, sê jy ook die Here se naam. Onthou sy naam is Yahweh. Soos jy gebore word, haal jy mos in. Blaas jou asem uit en dan gaan jy weer terug na die Vader toe. Die Vader gee vir jou asem en hy vat dit weer. Is dit nie amazing hoe God die natuur in jou so geskaap het nie? Dit my verbaas laat staan toe ek dit gehoor het. Maar ja, wys jou net wat se deel God in ons lewens wil hê. Ek meen, wat se Vader gee sy seun om versoening te doen met 'n sondige nasie? Hoe werk dit? Daai 1 + 1 maak regtig nie vir my 2 nie. Maar julle sien, Vader se wiskunde is heeltemal anders as ons, en dit wys jou net die behoefte wat hy het om met ons deel van ons te wees. En weet jy, partykeer wys ons hom net van die hand en ons kap aan soos wat ons wil aankap en ons doen wat ons wil doen. En ja, hoorie so, nou het ek nie meer uitkomste, nou weet ek nie meer wat se kant nie.
dan gaan gewoonlik jou laaste noodlyn is, kom ek probeer bid. Plaas 'n ou bid eers te gebruik het. En dan het jy nie nodig gehad vir daai ander valle en struwelinge nie. Jy sien, Jesus het ook gekom. Jesus is die lig van die wêreld. Hy sê mos as jy in hom wandel, in sy lig wandel, sal jy nooit in die duister wees nie. En weet jy, lig verdwyn duisternis, maar duisternis kan nie lig toemaak nie. Daar's nie 'n manier nie. Lig sal altyd skyn in die duisternis, maar duisternis kan nie die lig verdof nie. As jy Jesus, jou vredevors, in jou hart dra, weet jy maak die wêreld vir jouself bietjie beter. Jy maak dit vir mense om jou beter. Ek meen, 'n mens leef in liefde, harmonie, met die Gods vrug, wat in Galasiërs 5 vir ons opgeskryf is. Lees ons dit daar. En dit is alles besig om wortel te skiet in jou hart, en dit is wat Jesus vir ons kom doen het. Ek lees 'n verhaal van 'n jong seentjie, hy's blind. Nou, jy weet ons daar in Engeland ry hulle mos op treine, en hulle treine is mos verskriklik vervoer vir hulle en al daai dingetjies, maar die ouetjie verkoop appels. Reg nou waar jy afhardloop, net voor jy die trein inhardloop, verkoop die ouetjie appels. En die 3 besigheidsmanne, hulle kom maar af, hulle is laat vir die trein, want as hulle daai trein mis, is hulle laat vir 'n vergadering, en dan is ons so op een hoping van probleempies wat dalk voor lê. Maar hulle hol daar af, die eerste een is daar verby die ouetjie, die tweede is daar verby die ouetjie, maar hy hardloop hy hele karretjie van hom, jy sien appels trek. En die derde ou stop daar, hy skiem, nee wag, dit kan mos nie so wees, ek meen die laaitjie is jonk man, en hy is nog blind ook. Hy stop, hy dog, weet jy, hoor daar die trein. Hy draai om en hy loop na die ouetjie toe, tel sy karretjie op, maak hom weer vir hom reg, tel elke appel op wat daar is, en die wat genees is, sit hy sommer in sy werksak, en hy betaal hom vir dit. Met die wat die man so omdraai, hak die ouetjie af, hy sê, sorry meneer, is jy Jesus? Weet jy, is net so kan ons elkeen ook 'n Jesus vir iemand wees. Dit vat nie iets groots nie, dit vat regtig klein. As ons die seun van die mens en van God net sien vir wie en wat hy is, sy heerlikheid. En weet julle, hy het op 'n donkie in die stad ingery, op 'n donkie. Klein eselin. Niks amazings nie. Maar wees verseker wanneer hy terugkom. Wanneer hy terugkom, kom hy met 'n perd. Dan kom hy vernietig, dan kom hy verwoes. En dan hoop ek ons almal is al by die wegraping verby, want ek glo nie ons wil deel wees van dit nie. So verskoon tog. Weet julle wat vir my ook so asemrowend is? Jesus is die woord van die lewe. Soos ons gelees het, mos hy het kom lewe gee aan mense. Hy het dowes laat hoor, blindes laat sien, krepeles laat loop. Hy het net kom goed doen. En weet julle, hy doen dit tot vandag toe. Tot vandag toe nog is dit wat hy doen. Hy is ons alfa en ons omega. Hy is ons begin en hy is ons einde. Weet julle, as jy by hom begin en by hom eindig, sê jou dag, jy begin jou oggend by hom, jy begin en jy eindig jou nag by hom. En hy is die hele dag by jou. En ja, hy is Immanuel, letterlik God met ons. En weet julle vriende, hy is Here van almal. Jesus sien nie kleur nie, hy sien nie ras nie, hy sien nie man of vrou nie. Hy sien jou hart. En weet julle wat is so amazing is? As jy na hom toe gaan en jy bid en jy vra regtig, Here Jesus help. Hy kyk na jou hart. En onthou een ding, hy kyk reg deur jou hart. Jy kan nie vir hom jok nie. Jy kan vir hom jok, jy kan maar probeer. Maar onthou een ding, hy sien alles. Hy sien tot diep binne in jou. Ek dink hy sien tot daar waar jy self te bang is om te gaan kyk. Tot daar sien hy. So jy kan absoluut met alle eerlikheid, alle geloof na hom toe gaan en hom gaan vra vir leiding, beskerming, bewaring, vergifnis. En hy sal nie een maar een van ons wegwys nie. Nie een nie. Hy is te lief vir ons. Jy sien sy werk op aarde het gekom om ons te kom wys wie God is. Maar ons party mense wys dit net van die hand, stel nie belang nie, voor dit te laat is. Dan wonder ek by myself, as mense nie so belangstel aan die Here nie, hoekom wil jy altyd uit 'n kerk dan begrawe word? Wat gaan dit saak maak? Gaan ons jou nie help nie. Jy moet myself 'n verhouding met jou Here Jesus gehad het. Nie die kerk nie. Daai gaan jou nie help, is te laat. Jou asem uitgeblaas is te laat.
Dit is tyd om te repent, en die tyd is nou. En die redding kom net deur hom. Net deur hom. Vriende, ek wil eintlik afsluit en sê, maak jy saak met Jesus reg. Jesus staan met oop hande, oop arms, en hy wag net vir jou. Net vir jou. Nou, hy's 'n gentleman. Hy gaan nie kom inbraak maak of kom breek of kom ronddruk nie. Hy gaan nie. Hy wag vir jou. Ek meen, kyk net aan wat hy alles gedoen het. Al sy wonders op aarde. Hoe lief hy vir jou is. Sy liefdesbrief wat hy vir ons geskryf het. Al die liefdeswoorde wat vir ons opgehaal het in sy woord. Hoe kan ons nie lief wees vir hom nie? En hom ons eerste maak, hom ons alfa en ons omega maak. Ons begin aan ons einde. Weet julle, die Satan gaan nie teen hom kan staande bly nie. Want hy het hom al reeds oorwin. En ons moet net in daardie geloof stap. Ons moet daardie geloof regtig in ons harte laat groei en groei, sodat ons kan vrug dra, soos wat ons Here Jesus Christus vir ons 'n nalatenskap gelos het. Vriende, met dit wil ek nou oorgaan na die nagmaalfees toe. Daai wat ons Here Jesus, ons redder, ons hoëpriester, die lam van God, middelaar, die rots, verlosser, ware wynstok, wat hy vir ons kom voorlê het, die nag voordat hy verraai is, om aan ons die ewige lewe te kan gee, sodat ons nie vir ewig daarin hoef te vas te hou en in die hel te gaan brand nie. Ek lees vir ons Johannes 6, vers 53, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat met sy vlees eet en met sy bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is soos ware spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Nou vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. 1 Korintiërs 11 vers 27 sê vir ons, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vriende, skoon tog. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaroor en glo dat dit sy liggaam gebreek is tot die volkome versoening van alle sonde. 1 Korintiërs 11 vers 24 sê vir ons, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaroor en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 25 lees ons, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Neem die brood en die beker en neem saam met ons gerus deel aan die liefdesoffer.
O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe, Here ons God, Vader, baie dankie, Here, vir u liefdesdaad wat u vir ons gewys het, Here, deur om u seun te offer, sodat ons tot in alle ewigheid kan lewe. Vader, werk so in ons hart en ons verstand en ons siele en ons gees, Here, dat ons absoluut net ons oop u sal hou op dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En ja, want hy is die pad, hy is die enigste pad na u toe. Heilige God, wees so saam met ons waar ons deur hierdie week gaan. Vader, en help ons ook om ook 'n Jesus vir iemand anders te wees. Heilige Skepper, aan u kom al die eer toe, al die lof en al die prys, tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen. We will walk hand in hand, and together we'll spread the news that God is in our land. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. They'll know us by our love, our love, our love. Our love, they'll know us by our love. Our love, our love. We will work with each other. We will work side by side. We will work with each other. We will work side by side. And we'll guard each other's dignity and save each other's pride. They'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by